Goeiemôre vriende, baie welkom by die kerk. Dit is so lekker dat julle hier is en vir almal aanlyn baie welkom. Mag julle so iets spesiaal van die Here beleef. Ek is baie opgewonde oor vanoggend. Ek besef vanoggend lyk die diens so klein bietjie anders. Vir die van julle wat weet nie, is 'n trampoline op die stage. En dan het ek 'n vreemde ding hier wat ek nou iets oor sal sê en dan 'n vreemde grasnyerdraad. Maar ek wil vanoggend met julle praat oor verhoudings en in my hart is ek so, ons het nou al baie gepraat oor hoe bou ons gesonde verhoudings. En in my voorbereiding was my belewenis soos ek moet vir julle 'n illustrasie gee, dat jy dit kan koppel aan iets, dat as jy dit ooit weer gebruik, dat jy die beginsel agter dit sal onthou. En so my hoop is dat die Here vir julle sal help met dit, en dat ons eintlik na vandag eintlik sal kom by Here help ons dat 2026 werklik 'n jaar sal wees, waarin ons gesonde verhoudings bou. So ek wil graag vir ons bid, en dan gaan ons die diens ook so begin. So kom ons lei dit oor. Here Jesus, dankie vir wie U is, Here. Dankie Here dat ons U kan ken, en dat U toe kan nader vandag. Dankie Here as kerk, dat U weet wie is ons, U ken elke individu, Here, U weet wie is ons, U weet waar is ons, Here. Maar ons is hier vandag, Here, of dit in die kerk is en of dit aanlyn is, ons soek U, elkeen in 'n sekere spesifieke manier. En so daarom bid ek Heilige Gees, dat U vir ons sal kom ontmoet waar ons is, dat U vir ons sal help, en soos ons kyk na U woord, in die konteks van gesonde verhoudings, dat U vir ons sal help, dat daar waar ons kan aanpassings maak, dat ons dit sal doen vir 2026, sodat ons lewe werklik kan getuig, dat dit op U gebou is. Mag U vir ons help, Here, ons het almal hulp nodig in hierdie. En so ek bid so, Here, dat U in Gees tasbaar hier ook teenwoordig sal wees. Ek vra dit, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Nou goed so vriende, ek wil 'n vraag by jou los. Ek het 3 punte. Die meerderheid van julle wat my ken, my preekstyl is ek het 3 punte. Okay? Ek droom eendag om soos Dominee Petrie julle aandag te hou met 7 punte. Okay. Eendag. Wonderlik. Dominee Rian, wat so intiem julle harte raak met meer inligting. Ek wil eendag daar kom, maar vir my, ek kan julle met 3 punte hou. Alright. En so my hart met hierdie 3 punte is dat jy die vraag sal vra, Here, wat kan ek in 2026 gee? Nie wat kan mense vir my doen nie. Dis die vraag wat jy vra, soos by elke 3 punte, soos Here, wat kan ek in hierdie 2026 doen? Nie wat kan mense vir my doen nie. Dis tog hoe die wêreld redeneer oor gesonde verhoudings. Is eerder wanneer ek na 'n vriendskap kyk, is soos wat kan ek uit hierdie vriendskap uitkry? En my hoop so as kerk is dat ons sal besef na vandag soos die Here Jesus se voorbeeld was, wat kan ek gee? En dat ons eintlik 2026 sal ingaan met die idee dat ons wil gesonde verhoudings bou uit die beginsel en gesindheid soos Here, wat kan ek bydra? Wat kan ek toevoeg? Wat kan ek gee in my verhouding met die Here, in my verhouding met my man of vrou, my kinders, my familie, my vreemdelinge, my kollegas, wat kan ek gee? Ek dink dit moet die vraag wees. En so, ek het 3 illustrasies om die 3 punte te verduidelik. So, die eerste illustrasie is hierdie makulu van 'n boer. Okay. Die van julle is 'n monster van 'n boer hierdie. Alright. Dis nie die ideale boer wat jy deur 'n muur gaan nie. Okay. Ek dink jy moet eerstens so groot as hierdie man lyk, hier voor, wat hierdie mooi foto's geneem het om te kan boor met hom. Maar ons het hierdie boorpunt gebruik saam met klomp van die manne by die Liggiefees om klomp gate te boor toe ons die Liggiefeespale geplant het. Ons het ook hierdie boore gebruik toe ons die paaltjies geplant het daar buite die kerk om van julle binne in die kerk te laat begin parkeer. Om jou ook dieper met die Here te vat. Okay. En so by die eerste punt wil ek eintlik maar 'n bietjie praat oor hierdie boor uit die beginsel uit die eerste punt dat as ons wil dieper gaan met die Here, beteken dit iets. Nou, ek was mal daaroor om met hierdie ding te speel. Okay? Ek dink nie daar's 'n meer manly gereedskapstool as hierdie boor nie. Okay? Vir al die manne, as jy nog nie met hierdie ding boor, dit is so lekker. Dit is verskriklik harde werk. Maar dit is so lekker. Dit is die lekkerste ding as jy met jou volle gewig in hierdie ding lê. En hy gaan deur en hy boor so gat. Verstaan jy? En jy kan 'n paal aansit. Maar my belewenis was toe ek dink aan 'n illustrasie en ek oor hierdie gedink het, is dit ek dink partykeer dis so eenvoudig om met die Here partykeer dieper te gaan. En my belewenis is dit is nie noodwendig altyd nie. Is ek dink ons moedig jou altyd aan gaan meer, gaan dieper in die Here. En dis my eerste punt. My hoop so vir 2026 is dat jou droom en jou verwagting sal wees, Here, ek wil dieper gaan met Jesus. My belewenis wel met hierdie boer was, toe ons veral die paaltjies al buite geplant het, was daar dele wat ons het in die teer moes geplant het, was my belewenis dat ek kan met sekere van daai gate het, en ek met my volle gewig op daai boor gelê, en alles in my rattle, maar daai boorpunt gaan ergens heen nie.
My belewenis is baie keer met my verhouding met die Here, was dit ook baie keer so. Is ek soek die Here en ek bestudeer sy woord en ek bid en ek spandeer tyd in die kerk en ek's betrokke in die kerk. Maar daar's sekere seisoene baie keer wat jy beleef soos dit is asof ek nie noodwendig heeltemal deurbraak saam met die Here kry nie. Wie het dit al so beleef? Enigiemand het al net so 'n paar van ons. Okay. Ek's baie dankbaar vir julle. Die eerste diens het niemand hand opsteek. Ek was is net die dominee wat so voel. Okay. En ek dink die moeilikheid vir ons as mense is baie keer in so 'n oomblik. Ons sit ons volle gewig in die Here. Dink aan Daniël se getuienis. Ons sit so ons gewig in die Here, ons vertrou die Here en as die Here nie altyd vir ons uitkoms gee nie, dan is dit so asof ons ophou. Dis so asof ons ophou na die Here toe gaan en hom vertrou want hy doen niks nie. My hoop so vir jou in hierdie jaar is soos Daniël, dat jy sal bly in die maklike en die moeilike dae. Sal sê ek wil steun, ek wil met my volle gewig die Here soek. Want dit was net met oomblikke. As jy lank genoeg beteken met jou net so 'n bietjie wikkel, Skip het so baie goeie raad by die liggie vir sy hy sal nou sê jy moet eintlik nie 'n volle gewig aan hom sit nie. Jy moet hom eintlik net dat hy die werk doen. Maar vir my voorbeeld Skip gaan dit nou nie sin maak nie. Okay. Maar ek verstaan ook wat jy sê. Maar daar was oomblikke wat jy net so of jy moet hom net so 'n bietjie skuif, jy gaan 'n bietjie skoon maak en weer probeer, bietjie skoon maak, weer probeer. En dan sal 'n oomblik wat sy deur daai teer is, dan boor daai ding so lieflik, hy gaan so diep, hy stoot seker mooi rooi grond uit. Kyk hoe Paul ons sit. Maar dan was daar gate wat nie moeilik was in die begin nie. Jy sal ook, besef ek nou meneer Boer, hy sal ook weet hoe werk boere. Daar was ander gate, as ons gate geboor het, hy begin eintlik maklik. En dis baie keer met ons in die Here, dalk in die begin van die jaar is dit vir ons maklik, ons gaan dieper met die Here, ons spandeer tyd saam met die Here, dis vir ons so lekker. Maar party van daai gate as ons geboor het, dan was daar klippe binne in die deel wat ons wil boor en selfs die kleinste klippie maak dat daai boor vastrek en nie verder kan gaan nie. En so jy het hierdie groot momentum en jy is regtig opgewonde, maar partykeer is dit selfs die kleinste ding wat verhoed dat jy kan dieper gaan. En my belewenis in ons verhouding met die Here is dit baie keer dieselfde. Is ons begin goed saam met die Here, ons is opgewonde, ons boor dieper en ons is op momentum en is lekker. En dan tref ons amper 'n sekere ding. Dis so asof daar's 'n pyp of daar's 'n groot rots of daar's 'n klein klippie wat net maak dat niks van hierdie gaan dieper nie. En die Bybel is eintlik vol van hierdie goed. Dit herinner ons, ons maak seker as daar goed in jou lewe is wat verhoed dat jy kan dieper gaan met Jesus, is dat jy dit uit die gat uit sal haal sodat jy kan dieper gaan. Vir baie van ons is dit die Bybel waarsku baie in daai opsig dat daar sonde in ons lewe wat verhoed dat ons saam met Jesus kan vorentoe gaan. My hoop so as jy hierdie jaar wil lê in die Here en dieper gaan met hom, dat jy sal sê Here verwyder die groot en die klein goed wat verhoed dat ek dieper met U kan gaan. Kom help my Here dat ek hierdie goed wat verhoed dat ek saam met U dieper gaan, dat U dit sal verwyder. En so jy kan boor en boor soos jy wil, as jy nie daai uithaal nie, gaan dit nie dieper gaan nie. En so die wonderlike nuus wat ek met jou wil deel is, as ek en jy die keuse maak vandag om te sê 2026 is die jaar waar ek met my volle gewig aan Jesus gaan leën, sal jy elke dag iets nuuts van hom leer. Selfs al is al seisoene wat jy bo op daai gat leën en ons nog nie deurbraak nie, is my hoop so dat jy die keuse sal maak soos ek sal vandag nog steeds op die Here leën. Ek sal vandag nog steeds na die Here toe nader. Ek sal vandag nog steeds die Here soek. Ek dink so aan Saterdag mense gaan op 9 toe hulle in die 4 oorkoms gegooi word. Toe sê hulle selfs al red die Here ons nie, ons sal nog steeds hom dien. Is dat hierdie jaar ons as kerk se jaar sal wees waar ons sê Here, ons sal leën op U wat vir ons die heel belangrikste besluit sal wees. Want voor ons oor enige ander verhouding praat, ons moet begin by, as jy gesonde verhouding soos God dit bedoel het wil hê, moet ons dit by God begin. En kom ons bou hierdie verhouding eers te goed. Kom ons leën in dieper gaan met Jesus, wat ons in staat stel om die res te doen. En so dieper verhouding met Jesus is God se wil. Hoor vir my mooi, ek dink die wonderlike is, die woord is so vol van God wat gevind kan word. Wanneer ons na hom toe nader, sal hy na ons toe terug nader. Wanneer ons hom soek, sal ons hom kry. My hoop so is dat jy hierdie sal raak lees vanoggend, soos ek dit met jou wil deel. En so die eerste vers wat ek met hierdie wil lees is ons, die eerste gebod wat die Here vir ons gee as ons hom wil volg, as ons in verhouding met hom wil leef, is dit die Here jou God moet lief hê met alles in jou. Daar is nie vir my 'n beter illustrasie as ek het die Here lief met alles in my, as om al my gewig in te sit in verhouding met Jesus nie. Dit is my so mooi. Matteus 22 sê Jesus vers 37, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. In baie vertalings sit met al jou krag. Jy moet die Here met alles in jou lief hê. My hoop is so dat jy in 2026 sal sê, Here, ek wil U met alles in my, wil ek U lief hê. Ek wil alles wat ek kan gee, Here, wil ek vir U gee. Omdat U alles wat U gehad het, vir my gegee het.
Geen ander verhouding, vriende, gaan ooit dit vir jou kan sê nie. Maar dat ons sal terugkom, Here, help my dat ek met alles in my sal lief hê. En dan sê Jesus die tweede gebod. Hy sê, dit is die grootste gebod en die eerste gebod. Die tweede wat hieraan gelyk staan, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. Nou, ek dink ons moenie hierdie mis nie. Dis onmoontlik om die tweede gebod te doen, as jy nie die eerste gebod doen nie. As jy sukkel in jou huwelik, of jy sukkel met jou kinders, of jy sukkel met jou familie, of jy sukkel, wil ek jy moet gaan evalueer, is daar nie iets in hierdie gat waarin jy wil dieper gaan saam met Jesus, wat verhoed dit jy saam met hom kan vorentoe gaan nie. Nou natuurlik, ek sê nie dat elke slegte verhouding is aanleiding dat jy en Here nie op 'n gesonde plek is nie. Maar ek dink dit is goed om weer hier te evalueer. Here, is ek in die reg? Is my hart belyn met U sodat ek in staat is om te kan verhoudings bou, soos U in die tweede gebod ook vir my opdrag gee? En so die eerste besluit wat ons hier moet maak, is ons moet weer vandag sê, Here, ons kies U. Ons kies om met al ons gewig in 2026 ons lewe op U te bou. As ons dit doen, kan ons dan kom by 'n gedeelte in Matteus 5 waar Jesus spreek, is die bergrede, Matteus 5, 6 en 7. Die van julle wat die leesplan saam met ons lees, sou dit gelees het. Dit is riglyne vir hoe ons kan dieper gaan met Jesus. Dis waaroor dit gaan. Matteus 5, 6 en 7, die bergrede, die prediking waar Jesus op die berg vir klomp mense preek, gaan oor hoe ons kan dieper gaan met Jesus. En die manier hoe hierdie preek begin, dink ek is so belangrik. Matteus 5 vers 3 kom Jesus en hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die ander vertaling in Afrikaans sê, geseënd is die wat weet hoe nodig hulle die Here het, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Ek dink dit is belangrik, as ek en jy die Here kies, deur met ons volle gewig in hom te leen, moet ons die beginsel en die besluit maak om sê, Here, ek wil graag Here saam met U leef. Dis een ding dat hy Here en verlosser van jou lewe raak. Dis 'n ander ding om sê, Here, ek nooi uit na elke deel van my lewe. Nou as jy die volgende gedeelte is, die werklike gelukkiges is Matteus 5 vers 3 tot 11. Ek dink nie jy kan die res van daai werklike gelukkiges maak gebeur as jy nie by Matteus 5 vers 3 begin nie. As jy Matteus 5 vers 3 wegvat, is dit onmoontlik om sagmoedig te wees. Dit is onmoontlik om skoon te leef. Dit is onmoontlik om rein te leef. Dit is onmoontlik om te honger en dors na wat reg is. Dit is onmoontlik om selfbeheersing te hê. Maar as ons afhanklik is van Jesus, kyk hoe mooi val hierdie in plek. Gaan bestudeer dit asseblief iewers in hierdie week. As ons weet hoe nodig ons die Here het, as ons afhanklik bly van God, maak hy ons bewus van ons sondes. Nie in 'n regterlike veroordeel jou manier nie. Nee, wanneer ons Here aanneem as koning en Here van ons lewens, dan kom maak ons bewus dat hierdie sonde, hierdie verslawing, hierdie woede, hierdie ongeduldigheid, hierdie hoogmoed wat jy het, dit is nie gesond vir jou nie. Maar God kom doen dit op 'n persoonlike goeie vader manier om te wys, soos jy kan nie dieper gaan met my tot jy nie hierdie verander nie. En die wonderlike ding is, God kom verander ons hart oor hierdie, wanneer ons afhanklik bly van hom. En so ek en jy moet ons volle gewig in die eerste gebod sê, Here, ek kom bid dat die Here en verlosser vir my lewe sal wees, maar dan is daar 'n daaglikse ding soos, Here, ek het U vandag nodig. Ek het U nodig in my verhouding met U, Here. Ek het U nodig in my huwelik, my verhouding met my kinders, my verhouding met my kollegas, vreemdelinge. Ek het U nodig, Here, vir die volgende goed. Ek het U nodig om my te help met my sonde, Here. Ek het U nodig, Here, om met selfbeheersing te leef. Ek het U nodig om te smag na wat reg is. Ek het U nodig om sonder oordeel te leef. Ek het U nodig om 'n skoon lewe te leef. Ek het U nodig om in vrede te leef en vrede te maak. Here, ek het U nodig sodat ek sal volhard selfs wanneer ek vervolg word en beledig word en weerstand beleef. Here, ek het U nodig. En so mag 2026 'n jaar wees waar ons sê, Here, ek leun nie net met alles in my op die Here nie. Ek kies ook elke dag dat ek die lewe saam met Jesus wil doen. Want ek dink ons vergeet van die Here. Nou, kom ek as dominee, vertel net vir jou kortliks gou 'n storie. My dogtertjie, sy word nou 2 jaar oud, einde Februarie. Stiek cute hoor. Ja, 'n oudelike dogtertjie hoor. Sy kan nou grondboontjie botter sê. Dis so cute. Anyway. Sy gaan nou skooltjie toe. Sy is nou by 'n speelgroepie, is so wonderlik. En Woensdagoggend 12:00 sien ek my vrou bel my. En ek is soos dis vreemd en toe ek antwoord, dis die enigste woorde wat my vrou sê is, Willie, ons kind. En toe sê ek soos, ek het al vergeet, ek moet haar gaan haal by die skooltjie. En vinnig in die kar, jaag 5 minute, kom daar, I was always to find, sy is nog steeds lief vir my, is wonderlik. Maar ek dink aan ons verhouding met die Here gebeur presies dieselfde ding. Is ons dag gebeur en ons lewe gebeur, en ons vergeet om die lewe saam met Jesus te doen. Anders as jy sê, jy leen met jou volle gewig in Jesus, moet jy afhanklik bly van hom. Jy moet elke dag saam met hom tyd spandeer. In sy woord, in gebed, in sy kerk, in vas, hoe jy dit ook al wil doen. My hoop is so dat jy elke dag sal sê, Here, ek het U nodig. Ek het U nodig, Here. Maar dan kom ons eintlik by 'n derde punt in Filippense, waar Paulus skryf Filippense 2, en dan sê hy,
Vers 1, aangesien julle die troos in Christus ondervind het en die aansporing deur die liefde beleef en gemeenskap deur die Gees het en die innige meegevoel en meelewing, maak dan aan my blydskap volkome deur eengesind te wees in liefde, hart en strewe. En die rede kom ek hierdie verse sit, is ek dink hierdie vers herinner ons moet daagliks kies om by God te bly ook. Johannes 15 praat Jesus van hierdie beginsel van ons moet in hom bly. En so ons kan in hom leen en ons kan afhanklik bly van die Here, maar ons moet nog steeds die keuse maak om te sê, Here, ek wil in U bly. So 'n vers wat hierdie vir my mooi opsom, en dis 'n vers wat ek baie in hierdie vastyd beleef, en dis iets wat ek baie bid, ek het dit by die gebedsgroep ook gedeel, is Romeine 12 vers 1. En so Paulus skryf, hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op groot van die ontferming van die Here. Die groot ontferming van die Here. As gevolg van die liefde van God vir jou, wil ek jy met die volgende doen. En dis soos Paulus sê, hoorie, hierdie sal die beste ding wees wat jy kan doen, omdat God vir jou lief is. Dan sê hy die volgende, hy sê, gee julle self aan God as 'n lewende en heilige offer, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlik van die geloof, wat julle moet beoefen. Dis waaroor ons geloof gaan. So wanneer ek my geloof, my volle gewig in Jesus sit, en ek bly afhanklik van Jesus, is dit belangrik dat ons sal sê, Here, help my, dat ek my lewe as lewende en heilige offer vir U gee. Dit beteken elke dag, Here, help my dat vandag ek my lewe vir U sal gee. My dag gaan oor U, Here, in my werk, in my huwelik, in my finansies, in my hobbies, in my sport, my lewe gaan oor U, Here. Maar dan sê hy ook hoe ons moet leef. Hy sê ons moet ons lewe as 'n heilige offer vir God gee. Dink is belangrik, mag 26 jaar wees waar ons sê, Here, ek wil heilig leef. Die sonde in ons lewe ons maak ons onsensitief vir God. Maar die oomblik wanneer ons sê, Here, ek wil my volle gewig vir U gee. Ek wil in afhanklikheid leef van U. Here, ek wil kies om binne in U te bly. En ons kies om heilig te leef. Breek die Heilige Gees homself oop in ons lewe in 'n manier wat jy nie kan dink nie. So mag 26 jaar wees waar jy sê, Here, ek kies eerstens om hier te begin. Om dieper te gaan, Here Jesus, met U. En die wonderlike nie soos ek het gebid het, of jy al 50 jaar by Jesus is, en of jy 5 dae by Jesus is. Elkeen van ons het die voorreg, dat as jy met jou volle gewig in Jesus lê, in sy woord en in teenwoordigheid en om te soek, daar sal nie 'n dag wees wat jy nie dele van hom beleef nie. Daar gaan nie noodwendig altyd deurbraak wees in die manier wat jy dit soek nie. Maar hy is 'n God vir wie ons kan vind, wat ons wil help, wat vir ons wysheid bo wysheid wil gee. My hoop is so dat jy sal sê, ek gaan U kies. Ek dink die tweede illustrasie is 'n grasnyerdraad. Nou, ek dink enige tradisionele grasnyerdraad het so 'n las nodig. Ek dink al die manne sal baie bewus wees van hierdie laste. Ek het in die week gras gesny. Wat ek nie baie doen nie, want dit is uiteindelik tuindienste, maar met al hierdie reën die laaste ruk, moet ek nou op 'n maandag ook gras sny. Wat vir my baie lekker is. Ek is mal oor gras en tuine en sulke goeders. Maar die een ding wat my frustreer van gras sny met 'n draad, is hy's altyd in jou pad. Wie van julle mans het dit al beleef? Laat ek as jy as vrou ook gras sny, kan jy ook jou hand opsteek. Is regtig fyn. So ek kan nie vir julle sê hoe dit my frustreer. Elke keer as ek gras sny en ek hou daar met sulke lyne wees, as ek omdraai, dan moet ek nou eers die draad skuif en dan kan ek nou weer gras sny. En dit het my frustreer die hele tyd weer gras sny, tot ek op so 'n deel gekom het, letterlik so 'n stukkie van my grasperk. Toe onthou ek, daar's 'n manier hoe jy moet gras sny, dat die draad nie in jou pad is nie. En ek Google toe net gou vinnig, laat ek net so dink, hoe werk hierdie ding, laat ek net so. En eintlik is dit regtig eenvoudig, dis nie Google eers nodig nie. Jy moet net weg van die draad afsny. Dis eintlik maar net hoe dit werk. Dit loop, ek weet. Okay. En toe ek daai laaste deel gehad, is lieflik. Dit was my so gemoed, ek so vrede beleef, ek het dit so geniet net, die lyne was reg, die draad was een kant. Dit was my so lekker. En my belewenis in daai oomblik beleef ek so die Here, hy soos Willie. Dis baie keer hoe verhoudings ook werk. As ek en jy kan verhoudings op 'n sekere manier doen, as dit nie is soos God dit bedoel het, jy gaan dit jou frustreer. Jy kan dit bly doen en die draad die hele tyd probeer stuit. As jy nie die manier volg soos God dit bedoel het in verhoudings nie, gaan dit jou bly irriteer. Jou verhoudings gaan nooit regtig uitkom soos God bedoel het dit moet wees. En so wanneer ons begin by God en ons gaan dieper met hom, is my hoop sodat jy die riglyne wat God vir gesonde verhoudings, in huwelike, in vriendskappe, in familieverhoudings, in vreemdelinge, dat ons dit sal onthou. En die eintlik eerste ding by hierdie is eintlik, kom ons begin mekaar weer opbou. Ek wil kortliks eintlik maar net na Kolossense kyk. Dis so 'n studie van verhoudings. Jy kan die hele Kolossense gaan lees, maar Kolossense 3 spesifiek praat so goed oor hoe ons gesonde verhoudings moet bou. En so 'n groot deel oor hierdie gaan soos die manier hoe ons met mense praat. Die manier hoe jy met jou vrou praat, en met jou man praat, met jou kinders praat, met jou ouers praat, met jou familie praat. Soos, ek dink as Christen, wanneer ons dieper gaan met Jesus, moet die manier hoe ons praat anders te lyk. En ek dink dit moet primêr anders te lyk in dat ons mekaar begin opbou. Die hoofstuk net voor dit, vers 6, Kolossense 2:6 sê, wat ek en jy sê moet van goeie smaak getuig en opbouend wees.
Maar in hoofstuk 3 vers 8 skryf Paulus, hy sê, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek, vuiltaal moet daar nie uit die mond uitkom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Hy sê, julle het met die ou sondige mens in sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens. As ons niet in die Here Jesus is, dis 2 Korintiërs 5 vers 17, jy wie in Christus is 'n nuwe mens. So wanneer ons met volle gewig in Jesus leef, is ons 'n nuwe mens. En so Paulus herinner die kerk in Kolosse, hy sê ouens, kom ons leef as hierdie nuwe mens in Jesus. Hy sê wanneer ons hierdie doen, leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God kom. Wanneer ek en jy kies om verhoudings te begin so benader dat ons opbou, word ons meer vernuwe na die beeld van ons Skepper. Dan raak ek en jy Jesus binne ons vriendekring. Wanneer ek en jy nie meer kwaad raak of in woede uitbarstingsverhoudings bestuur nie, of in nait of in 'n gevloekery of afbreek of negatief is. Wanneer ons daai verwyder en sê nee in die Here Jesus, hoef ons nie meer so te wees nie. Met oortuiging wil ek vir julle sê verhoudings gaan anders lyk. In Spreuke skryf Salomo, hy sê in Spreuke 11, hy sê die opregtheid van eerlike mense, die en opregte harte het, bepaal hulle koers. Die valsheid van onbetroubaarheid bring ondergang. En so my hoop is sodat ons as kerk se ken van ons is opregte mense, ons is eerlike mense, ons is mense wat mense opbou, ons is mense wat goed wil wees vir mense, wat wil omgee vir mense. En my hoop is sodat ons sal besef, hierdie is slegs moontlik as ons dieper gaan met Jesus. Want om mense op te bou en om te gee en by te voeg en toe te voeg en te gee, vereis dat ons vrygewig moet wees. Vrygewigheid, vriende, is nie iets wat vir ons natuurlik kom nie. Wat vir ons natuurlik kom, is om selfsugtig te wees. Maar wat kan ek kry uit hierdie? Hoe kan ek bevoordeel word? Hoe kan ek beter wees in hierdie? En eintlik te sê, dit is nie hoe God wil hê ons 'n ou mens moet redeneer nie, in die nuwe mens van Jesus. Here Jesus, ek wil opbou. Ek wil omgee, ek wil toevoeg. Ek wil help. Ek dink 'n tweede ding in gesonde verhoudings, as ons so begin redeneer, ons wil opbou, ons wil gesond wees, ons wil beskerm, is ons moet vergewe ons. Vergifnis is vir alle mense moeilik. En ek wil iets sê oor dit, en my hoop so is dat jy regtig my hart in hierdie hoor. Ek het dit al gesê. En vandag ek het eintlik lank gedink ek moet net oor vergifnis praat, maar ek dink daar's ander goed wat die Here wil hê ons moet hoor. Vergifnis is 'n primêre beginsel vir gesonde verhoudings. Dis 'n primêre beginsel vir ons om 'n gesonde verhouding met Jesus te hê. Dis hoekom hy ons vergewe. So vir ons om 'n gesonde verhouding met iemand anders te hê, is die primêre beginsel is dat ek jou vergewe as daar seer was. Nou die ding wat ons baie keer maak dat ons nie vergewe nie, is ons seer en ons teleurstelling en ons woede. Maar ek dink ons moet die emosies en die opdrag skei. Vergifnis volgens God se woord is 'n opdrag waarvoor ek en jy vandag voor kan gehoorsaam wees. Dis as die Here sê in sy woord soveel keer ons moet vergewe, is dit soos Here, ek vergewe daai persoon. Ek regverdig nie wat hulle gedoen het nie. Ek stem nie saam nie, dit was nie reg nie, dit was nie goed nie, maar Here, u woord sê ek moet vergewe, so ek vergewe. Die gesond word proses en die herstel as gevolg van daai seer, dis 'n seisoen. Partykeer vat dit vir jou jare om werklik gesond te word en te herstel. Dis waar. Maar ons moet nie die gesond word proses verwar met gehoorsaamheid. En so as jy gesonde verhoudings wil hê, vertrou die Here vir die genesing en vertrou hom dat hy sê, Here, ek wil vergewe. Kan jy dink hoe moes dit gewees het as die Here geredeneer het oor vergifnis soos ek en jy gedoen het? Nie een van ons vriende sou vergewe moes geword het. Sy idee van genesing en vergifnis in dieselfde oomblik was dit soos hy is so lief vir sy skepping, dat hy sy lewe gegee het om te betaal vir die sonde, omdat hy ons wil vergewe. En so omdat God dit kon gedoen het, vir my en jou wat ver, ek wil eers gaan na die groot en klein sondes toe, dis nie idee nie. Die punt is net, vriende, as jy gesonde verhoudings wil hê, moet jy die Here vertrou vir die genesing, en om te vertrou dat hy sal help te sê, ek gaan vergewe. Te veel van ons dink vergifnis is 'n proses, en die gesond word is 'n keuse. Dis nie die waarheid nie. Vergifnis is 'n keuse. Ek kies vandag hier, al voel ek nie so nie, om u te vertrou en te vergewe. Ek gaan nie meer toelaat dat daai gif of daai seer my lewe bepaal. Maar ek vertrou u, Here, definitief dat u my sal kom gesond maak van die seer. In Kolossense 3 skryf Paulus, julle is die uitverkore volk vir wie hy baie lief is. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.
Nou, ek het nie tyd om dit te verduidelik vandag nie alles. My hoop is dat jy studies sal gaan doen van hierdie meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Maar dan gaan hy aan, hy sê in vers 13, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar vergewe. Dit is die standaard ouens. Die standaard is nie ek vergewe jou omdat jy dit verdien nie. Paulus maak baie duidelik, nee, soos die Here julle vergewe het, moet julle vergewe. Dis die standaard. En soos jy die vergifnis van God aanvaar, is my hoop sodat jy bereid sal wees om dit te gee ook. Want dis hoe God dit bedoel het. 'n derde riglyn vir gesonde verhoudings is ons moet mekaar bo alles lief hê. Hy skryf hier in vers 15, vers 14, hy sê, maar beklee julle. Hy sê eintlik trek aan hierdie liefde bo alles. Hy sê, maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge. Al die meelewend, goedgesind, nederigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid, geduld en vergifnis. Bo al hierdie dinge. Bo en behalwe wat julle daarmee doen. Kies om mekaar bo alles lief te hê. Hy sê, want dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid sal saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle hart regeer. As lede van een liggaam is julle daartoe geroep om in eenheid te leef. En so daarom moet ons dankbaar wees. Ons kan dankbaar wees ouens omdat Jesus bedoel het dat ons in vrede met mekaar kan leef. En baie van ons wil vrede hê. Ons wil vrede in ons huis hê, ons wil vrede met ons kinders hê, ons wil vrede met ons familie hê. Maar bitter min mense is bereid om bo alles lief te hê. Bitter min mense is bereid om te gee, die liefde wat die ouens nie verdien nie, of die vergifnis wat die ouens nie verdien nie. Ons is nie bereid om dit te hê nie, maar ons wil definitief die eenheid hê. Ons wil definitief die vrede hê. Dit gaan alles in God se wil saam ons. Dis die riglyn vir gesonde verhoudings. En dit begin by jou wat sê, in plaas van dat ek iets verwag van mense af, Here help my dat ek bo alles sal lief hê. Nou ken nie elkeen se storie nie, my hoop is so dat jy sal daai moeilike ding wat vir jou verhoed, om iemand lief te hê, sê Here, U sê selfs bo hierdie ding, wil ek lief hê. Paulus skryf op 'n ander gedeelte, hy sê, ons moet mekaar lief hê, want dit bedek baie sondes. Jesus het dit self gesê. En my hoop is so, as ons begin dieper gaan met Jesus, dat ons meer geïnteresseerd is in wat hy sê en opdragte wat hy vir ons gee, dat ons gehoorsaam sal wees aan dit, as aan ons voorkeur vir hoe ons voel ons behoort op te tree. Mag dit die jaar wees wat ons as kerk geken word. Ons is geken aan ons gaan dieper met Jesus en dit het invloed op hoe ons verhoudings bou. En so daar's 'n klomp riglyne, maar my hoop is so dat jy uit hierdie sal hoor, soos Here help ons, dat ons mekaar sal opbou, dat ons mekaar sal vergewe, dat ons bo alles mekaar sal lief hê, sodat die vrede van God geken sal word deur ons as kerk. Maar dan kom ons nou by die trampolien, die derde punt. Dominee gaan nou op hierdie trampolien staan. Wonderlik. Ek het vir David gesê, hierdie is ek hoe Dian voel, so lang man nie in die kerk. So wonderlik. Dis hoe Aiden voel. Aiden, jy kyk so na die wêreld. In die week, of 2 weke terug, het my swaar hulle ons gebel, en vir ons laat weet, hulle seentjie gebruik nie meer hulle trampolien nie. Dis nie daai nie, dis ander een. Gebruik my trampolien nie, ons kan hom kry. Ons is toe wonderlik, my dogtertjie gaan dit so baie geniet. Maar in dieselfde tyd het ek en my vrou saam besluit, ek gaan op 'n sekere dag saam met Linke tyd spandeer en Monique op 'n ander dag en dan die ander dag gaan ons net saam spandeer, dat ons net bietjie saam mekaar tyd spandeer. En op die spesifieke dag wat ek saam met Linke moes tyd spandeer, is toe nou die dag wat gereël was dat ek die trampolien eintlik kan gaan haal. Ek sê kan gaan haal, dis nie die dag wat ek dit moes gaan haal het nie, maar dis toe die dag wat ek besluit ek gaan gou die trampolien gaan haal. Maar dit was toe nie gou die trampolien gaan haal nie. Dit het behels dat ek 'n bakkie moet gaan haal en dan die trampolien gaan haal, die trampolien gaan aflaai, die bakkie terugvat, my kar kry en toe huis toe kom. Hele storie. Wat toe die hele middag gevat het, wat maak toe nou op die einde dat ek nêrens saam met Linke die middag toe nou tyd spandeer het. En die middag toe het ek met Linke gesprek en ek het so 'n wyse vrou. En sy sê nogals toe net soos, my man, ek is baie dankbaar dat jy die trampolien gaan haal het vir Linke. Maar jy kan nie tyd saam met haar aflos en neerlê om klomp goed vir haar noodwendig altyd te doen nie. En so ek dink belangrik, as ons kom by ons gaan dieper met Jesus en ons het respekteer die riglyne wat God vir verhoudings gee, moet ons baie intentioneel wees dat ons sterker verhouding met mense wil bou. Sterker verhoudings met God, sterker met mense. En hier wil ek eintlik baie meer net dalk bietjie prakties wees en op so 'n manier diens afsluit. Is my belewenis in daai oomblik toe ek met daai gesprek gehad het, was ek baie bewus soos ek wil 'n baie teenwoordige pa vir my kind wees. En dit gaan beteken dat ek gaan nie noodwendig altyd alles vir haar kan doen nie, omdat ek by haarself wil wees. My belewenis in die kerk en selfs met die Here is baie keer as ons so besig met goed van die Here, is ons word net nooit stil by die Here nie. Daar's 'n stelling wat sê ons is so besig met die dinge van die Here, ons ken nie die Here nie. En my hoop is so dat as kerk dat ons weer sal stil word by die Here.
Dat ons nie so besig is wees om klomp goed vir die Here te doen nie, maar dat ons eers al begin by, ek wil by U wees. Toe hy die disippels geroep het, Markus 3 vers 14, sê hy het hulle geroep sodat hulle by hom moes wees, voor hy hulle enigiets gevra het om te doen. Ons het 'n God wat wil hê ons moet by hom moet wees. Maar dit is dieselfde in ons verhoudings ouens. Ek dink dis belangrik. Ek dink vir alle paas wil ek spesifiek hierdie sê, dis belangrik dat ons tyd saam met ons vrou en ons kinders spandeer. In plaas van net alles vir hulle te wil gee en te voorsien, is nodig dat ons saam tyd sal spandeer. En dit geld vir almal, vrouens, kinders, mans, dit geld vir ons almal. Ek bedoel net in gesinne, dink ek wil ek dit spesifiek sê. Maar die verhoudings wat jy het, is my hoop sodat jy sal sê, Here, ek kies om my lewe meer met mekaar saam tyd te spandeer. Die vers wat ek aan dit wil koppel is Matteus 7, waar Jesus sê, alles wat jy wil hê mense, alles wat julle wil hê, mense aan julle moet doen, moet julle aan hulle doen. Want dit is die kern waarin die wet en die profete opgeskryf is. En so ons almal wil hê mense moet saam met ons tyd spandeer en tyd saam met ons maak en dit uitkoop. En my hoop is so dat as ons dieper benede gaan en ons respekteer die riglyne van verhoudings, dat ons sal tyd begin maak vir mense. Johan van ek weet nie of ons hulle hier nie, ek is nou nie seker nie. Hulle is gewoonlik in die moederskamer. Is my so mooi. Ek is nogal daai ou, ek wil saam met almal kuier. Okay, as ek sien na kerk, dan sê ek soos ons moet koffie drink. Dit sal vir lekker wees. En dan 99% van daai koffies gebeur nooit nie. Ek jammer. Ek vra om verskoning. Ek wil graag net altyd. Dis dit voel ek wil en dan hoop ek iets gebeur, maar dit gebeur nie altyd nie. Maar Johannes sê vir hom sê hoor ek wil saam met jou koffie drink. Dan haal hy sy foon uit. Dan kyk hy gister na die kalender en dan sê okay, wanneer gaan ons koffie doen? En ek laaf dit. Dis my so lekker. Julle moet nou nie almal dit doen nie, maar ek bedoel net dis ja, Jack, julle moet dit almal doen. Ek dink dit is reg goed. Ek dink ons se beginsel, ons wil graag tyd en belangrike kwaliteit saam met mense spandeer, maar ons moet bereid wees om dit te gee vir mense. En so kom ons wees minder besig om klomp goed te doen vir mense en vir die Here. En ons kom meer uit net by die mense en by die Here. Die tweede ding is kom ons begin inisiatief neem as kerk. Soos ons dieper gaan met die Here en sy goed respekteer. Kom ons vat voor, kom ons wees die voorbeeld. Paulus skryf Romeine 12 vers 10. Hy sê: "Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar 'n voorbeeld daarin." Kom ons word geken in 2026 as kerk dat ons ouens is wat gesonde verhoudings in 'n voorbeeld is. Daai is die persoon wat dieper gaan met Jesus. Daai is die persoon wat mekaar bo alles liefhet en opbou en daai is die persoon wat regtig saam met mense tyd uitkoop. Hy is 'n voorbeeld. Ek wil by hom gaan hoor hoe doen hy dit. Kom ons wees voorbeeld vir mense. En ons bewys hulle eintlik hoe ons mekaar in liefde moet hanteer. Maar dan die laaste ding en hiermee wil ek afsluit is as ek dink as ons by 'n sterker, dieper verhouding met mense wil uitkom, moet ons Jesus met hulle deel. Ek dink daar gebeur iets anders in jou vriendskap of in jou familie wanneer jy Jesus met mense deel. En ek wil kortliks net met jou die storie deel toe Petrus gehoor het van Jesus. En ons aanmoedig as kerk dat ons ook dieselfde sal doen. En Johannes 1 vers 35 lees ons die volgende. Dit sê: "Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met sy 2 volgelinge, sy disippels. En toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Jesus gekyk en gesê: "Daar is die lam van God." Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het toe vir Jesus begin volg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle: "Wat soek julle?" En hulle het hom geantwoord: "Rabbi, wat beteken leermeester? Waar gaan u tuis?" Hy sê toe vir hulle: "Kom staan, dan sal julle sien. Kom saam." Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan en dit was omtrent 4:00 die middag. En hulle het reeds die res van die dag ook by Jesus toe gebly. Vers 40: Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor het en vir Jesus gevolg het. Daarna het hy na sy broer Simon toe gegaan en gesê, hy het hom gaan soek. En vir hom gesê: "Ons het die Messias gekry." Messias beteken Christus. Hy het hom toe na Jesus toe gebring en Jesus het stip na hom gekyk en sê: "Jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word." En Sefas beteken as Petrus, selfs as Petrus. En so sien Andreas, hy wou sy broer voorstel aan Jesus. En dit is my so 'n mooi illustrasie is dat wanneer ek en jy dieper gaan met Jesus ouens, en ons iets van die riglyne van wat God beleef het in verhoudings beleef, en ons sien dit is goed en gesond, is daar iets in ons as kerk sal wees om te sê, ek wil Jesus met iemand deel. Ek wil Jesus deel met iemand. Petrus se lewe het verander, omdat Andreas hom van Jesus vertel het. Wie in jou lewe ouens, se lewe kan verander as jy besluit om met iemand oor Jesus te praat. Ek dink ons idee as kerk is ons moet met die mense in Lesotho gaan praat met Jesus. Of in Zambië. Of in Oekraïne. En ons moet dalk. Maar baie keer is dit dalk net nodig dat jy met jou eie gesin oor Jesus praat. Dalk is dit nodig dat jy jou ouers bel en sê, hoorie, die dominee sê ek met jou oor Jesus praat. Ken jy Jesus? Hy het my lewe verander.
Ek dink as ons sterk, gesonde, diep, intentionele verhoudings wil hê, kan ons nie dit doen as ons nie by Jesus begin. Maar as ons by Jesus begin, kan ons tog dan nie dat ons verhoudings op dieselfde manier lyk nie. En so my hoop is so, as uitdaging vir jou, is dat 2026 jaar sal wees, soos jy dieper gaan met Jesus, dat jy dit sal deel met mense. Dis wat die eerste gebod beteken. Here, ek wil jy lief hê met alles in my. En die tweede gebod waaraan gelyk staan, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. As die beste besluit is wat jy gemaak het om vir Jesus aan te neem, hoekom sal jy nie dit vir iemand anders toewens nie? En so as ons 'n goeie vriend wil wees, as ons die persoon in 2026 wil wees wat iets wil gee vir mense, is my hoop so dat jy Jesus vir ons sal gee. Dat jy met mense oor Jesus sal praat, in jou gesin, in jou familie, in jou vriendekring, op die golfbaan, tussen jou kollegas, selfs met die ou langs die straat. So sê, hoorie, ek ken jy vir Jesus. Hy is amazing, jy het hom nodig. En so weer eens die vraag waarmee ek begin het, is waarmee ek wil afsluit. Wat gaan jy doen in 2026 ons? Wat gaan jy doen? Wat gaan jy gee? Dat 2026 die jaar is waarin jou verhoudings bepaal het dat dit die beste jaar van jou lewe is. Wat gaan jy doen? Kom ons bid. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê vir die voorreg. Ons het die voorreg, Here, dat wanneer ons U soek, dat ons meer van U kan beleef, ons kan meer van U kry, want ons wil dieper gaan, wanneer ons volle gewig in U wil sit, Here, dat U dit kan vat, dat U gevind kan word. En so ek wil vir ons as kerk kom bid, Here, dat U vir ons sal help, dat ons U sal soek, Here. Mag dit 'n jaar wees wat ons werklik diepte is om met U beleef, dit wat nie van U af is nie verwyder, sodat dit direkte impak op ons verhouding ook met hierdie wêreld sal hê. Mag U vir ons help, Here, dat ons tyd uitkoop saam met mekaar, dat ons mekaar 'n voorbeeld sal wees van hoe ons mekaar moet lief hê. En Here, dat ons Jesus, Here, U met mense sal deel. Mag ons meer, Here Jesus, oor U praat. Mag ons U meer aan mense voorstel in hierdie 2026. Mag ons geken word as kerk, Here. As 'n kerk, Here, wat gesonde verhoudings bou. Wat U in diepte ken, Here. En wat die wêreld verander as gevolg van dit. Kom help ons, Here, in Jesus naam. Amen.